Finansiële stres hou my emosioneel vas. Wat doen dit aan 'n mens? Ek dink elke mens op aarde ergens in hulle lewe gaan hierdie vra, selfs al gaan dit finansiëel goed of dan nou maar sleg met hulle. Jy kry dit seker baie in praktyk. Ja, natuurlik, en ook in my eie lewe. Daar is natuurlik mense wat leef sonder finansiële stres, maar dit is die minderheid van die samelewing. En jy weet, die wêreld is nie in 'n goeie ekonomiese toestand nie. Baie mense gaan verkruppel onder ekonomiese en finansiële druk. Dit is so. Maar nou die vraag is, Louis, van 'n sielkundige perspektief, moet mens dan nou probeer om net dan die finansies aan te pak of moet 'n mens kyk na die sielkundige effek wat dit op jou het en daar probeer werk aan iets daar? Jy vra eintlik die presiese relevante vraag, want dit impliseer dat daar twee effekte is. Daar's twee areas as daar finansiële druk is. Daar's 'n praktiese area, die rekeninge, die inkomste, die uitgawes. En dan is daar die emosionele druk, die impak wat dit op jou het. En dit is groot. Wat dit dus beteken, as jy nie al twee daardie aspekte aanspreek nie, dan gaan jy waarskynlik nie hierdie oorlog wen nie, want mens moet onthou, Lise, dit is 'n oorlog. Baie van die faktore wat mens finansiëel beïnvloed, kan jy nie altyd beheer nie. Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry oor wat ook al die omstandighede is, Ja, prakties en emosioneel. jy sien, want dit is nou Een persoon se R100 is nie 'n ander persoon se R100 nie. ja, die ding is, want ons is mos as mense geneig om nou baie groot hierna te kyk. So met ander woorde nou, jy sal dink, goed, as ek net kan R20 kry, maar daai R20 gaan dan my hele lewe beter maak en as ek daai R20 het, dan gaan ek beter voel. Nou wat ons nou hier sê is dat jy moet hoe dan fokus. Wel, kom ons kyk net hoekom wil jy so graag op net op daardie R20 fokus. Want onthou wat gebeur onder finansiële stres. Julle stelsel gaan in 'n oorlewingsmodule in. Jy onthou wat gebeur as jy stres. Wat beteken dit as jy stres? Jou veg of vlug reaksie, jou limbiese stelsel word geaktiveer. Jy is meer bekommerd, jy's meer geïrriteerd, jy is meer geneig om te sukkel om te konsentreer. Jy slaap sleg ensovoorts ensovoorts. Nou gaan jy in daardie, en dis 'n bekende oorlewingsstryd wat jy vernou in fokus. Jy gaan net in die oorlewing in hoe om op die kort termyn 'n oplossing te kry. So dan raak jy gepreokkupeer met die rekeninge en die skuld en hierdie onsekerheid en daardie ding, en alles gaan net daaroor om net korttermyn probleem op te los. Jy is dus nie so effektief in probleemoplossing nie. Jy moet dus uit oorlewingsmodule kom, ten minste emosioneel en funksioneel, sodat jy kan planne maak, as dit sin maak. Dit maak baie sin, maar o aarde, nou dink ek daar lê in die nag en jy oordink want dis meeste mense se situasies is dat of my kinders gaan nie eet nie, ek gaan nie eet nie, ek gaan nie 'n dak oor my kop hê nie. Ek weet mense gaan my nie aanvaar as 'n individu of my identiteit gaan nie meer aanvaar word omdat ek het nie die R20 nie. So nou dink ek, dis nou alles goed en wel om te sê nou moet jy uit die veg en vlug kom, maar hoe gaan jy dit regkry om daar uit te kom? Gaan Ja. ons nou die eeuoue ding van jy moet my omstandighede aanvaar? Kyk, daar's nie 10 stappe wat ek nou ewe slim kan aframmel en dan is mens rustig en kalm oor dat jou huis weggeneem gaan word en skielik is jou probleme opgelos nie. Dis nie hoe die lewe werk nie. Dit is 'n proses, maar wat behels daardie proses? Daardie proses behels eerste om uit die vermydingsproses uit te kom. Nee, met ander woorde, jy moet daarom begin om die rekeninge oop te maak, om daarom te lys wat die skulde is, om daarom een oproep te maak. Erns sal jy moet die probleem in kleiner eenhede opdeel. Dis nie net een groot finansiële gemors nie, dis R100 hier en R150 daar. En kyk watse stappies kan jy vat. Erns sal jy moet jou slaap en jou roetine beskerm. Onthou, finansiële druk sit geweldig druk op daardie vegetatiewe funksies. So jy sal 'n plan moet maak dat jy moet slaap. Om te slaap sal jy moet oefen. Dit help nie jy stres en jy eet heeldag suiker en jy gebruik heeltyd alkohol nie.
dan kan jy nie kom vra wat kan ek doen om dit te hanteer nie. Dis wat jy nie moet doen nie. So ons sien hierdie as 'n oorlog. Dit is juis op hierdie stadium in 'n oorlog en jy moet dit benader soos 'n atleet of 'n bokser wat in daardie oorlog ingaan en vir 2-3 maande nie alkohol gebruik nie, gesond eet, gereeld oefen, fokus net op een ding. En om dit te doen, moet jy geestelik, fisies in staat wees om te kan planne maak, om te kan fokus om op daardie klein eenhede te volg om te doen wat jy moet doen. Ek dink, want presies soos jy sê, die oomblik wat jy voel, jy begin besluite neem, jy begin beheer neem, dan voel jy op 'n emosionele vlak of op 'n gevoelsvlak, gemoedsvlak ook beter. En net om hier ook te herinner, ons het baie keer hierdie gesprek gehad oor hoe 'n mens moet kyk na mense doelwitte. Want nou besef mens, daar's nou mense wat nou lê en hulle dink hulle moet daai R20 kry, hulle moet daai R20 kry, soos jy gesê, die Ja. fokus op die R20. Maar nou die afbreek om nie dadelik om ook te werk in jou verwagtinge. Wil ek nou eintlik by uitkom. Die verwagtinge van die stappe wat jy nou geneem, om nie te dink omdat jy een stap neem, gaan alles nou opgelos word. En ek dink dit is iets wat Ja. belangrik is. Ja, dit is maklik om te praat, maar ek dink meeste van ons was al baie keer daar. En wat belangrik is, en dit sluit so aan wat jy nou sê, die fokus moet wees op stabiliteit, nie optimaliteit nie. Jy wil eers die onmiddellike chaos net so bietjie verminder. Jy wil net eers emosionele regulering in plek kry, dat jy daarom kan asem kry en kan slaap. Jy wil daarom net korttermyn goed in dat jy elke dag kan gaan slaap en kan gaan opstaan. Dan kan jy begin planne maak om die klein skuld te betaal. Dan kan jy begin planne maak om die groter skuld te betaal ensovoorts ensovoorts. Dis tog 'n logika wat ons almal weet, maar baie moeilik is om toe te pas as jy in die oomblik is. So mense het nodig dat jy uit jouself uitklim, 'n hand na jouself toe uitreik wat in die moeras is en sê kom ou vriend of vriendin, ek sleep jou hier uit en wat jy nou moet doen, jy moet ophou eers die alkohol gebruik, jy's in 'n oorlog. Jy moet ophou om al daai suiker te eet. Jy moet jou reg kry en jy moet eers bietjie doen wat jy kan en stabiliseer. Ek sê dat en dan gaan ons nou planne maak. Nou die vraag se tweede deel, wat doen dit aan 'n mens om so aanhoudend hierdie emosionele stres te ervaar? Kan ons net gou-gou aanspreek hoekom? Natuurlik behalwe vir die finansiële implikasies, die effek wat dit gaan hê op 'n mens. Ja. Meeste mense wat onder sulke konstante druk is, sal vir jou sê, luister, ek kry nie my gedagtes afgeskakel nie. Ek voel vasgevang. Man, ek weet eintlik wat ek moet doen, maar ek kan nie helder fokus nie. Alles voel net so oorweldigend. En dit is wat die oorlewingsimpuls doen. Dit verhoog jou klein mikrofokus. Dit maak dit vir jou moeilik om te konsentreer nie ensovoorts. Maar nou wat gebeur verder? Nou begin jy konflik in jou verhoudings kry. Jy begin al hoe meer emosioneel onttrek. Later die algemene skuldgevoelens en die selfblamering wat daarmee gepaard gaan. Die gevoelens van mislukking en wat mense dit na jou identiteit toeneem. As nie net in jou vaardighede maar ook as jy as mens. En nou voer die een ding die ander een. Hoe meer jy in daardie stresmodule is, hoe minder kan jy konsentreer, rustig dink en fokus en planne maak, hoe meer raak jou finansiële stres, hoe meer raak jy in 'n angs en 'n oorlewingsstryd. Dit is die aaklige sirkel wat mens wil uitkom. Ek dink aan die einde van die dag wat ek hoor wat jy sê is, jy gaan iets moet doen. Jy gaan nie dit is daai doen deel wat die belangrikste altyd is. En baie keer dink mense maar ek is besig om iets te doen, maar dan gaan ons nou sê, want dan probeer ons nou sê, herdink wat jy doen. En Ja, probeer want jy om moet net twee dinge doen. die gevoel van beheer terugkry. Dis hy, die gevoel van beheer op twee vlakke. Een, die praktiese aard van jou finansies, maar ook jou emosionele regulering en die oorlewingsmodule waarna jy is om uit te kom dat jy kan helder dink. Jou gewone funksies so slaap, asemhaal, gesondheid is net soveel 50% van die planne maak. En dis waar ons baie keer val. As jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch.
Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek, so as jy daar wil gaan kyk om afsprake te maak of selfs aanlyn afsprake om bietjie te gaan kyk na sy sosiale media, kyk gerus hierso. Deel die gesprek. Ek dink almal ervaar hierdie emosionele stres by tye. So ek dink dit is belangrik dat mense dit hoor en dan dankie dat jy self ingeskakel het. Die heel belangrikste, kyk mooi.